Goeiedag julle. Dit is weer eens 'n voorreg om saam met julle na te dink oor die Here en waarmee hy besig is. Ek wonder hoeveel keer het dit al met jou gebeur. Jy's eintlik dankbaar. Jy voel goed oor die pad wat jy stap. En dan sien jy iemand anders se lewe. Miskien is dit daai foto op die sosiale media. Of jy is in 'n gesprek met 'n vriend en hy vertel net van al die goeie dinge wat besig is. Of jy hoor van iemand se nuwe werk. Jy kom by 'n plek en jy sien hierdie ou het alweer 'n nuwe motor. 'n Gesin wat lyk of alles altyd net reg verloop. En sonder dat jy dit eers agterkom, begin iets in jou hart verander. Skielik voel jou eie lewe nie meer goed genoeg nie. Dis vreemd hoe vinnig vergelyking kan gebeur. En tog gebeur dit al lank voordat daar 'n Facebook of 'n Instagram was. Dis hoekom Paulus hierdie woorde aan die gemeente in Galasië skryf. Moenie jouself met ander vergelyk nie. Doen eerder die kreatiewe beste wat jy kan met die lewe wat God aan jou gegee het. Waarom waarsku Paulus so sterk teen vergelyking? Omdat vergelyking nooit net by vergelyking bly nie. Vergelyking is die ding wat ons vreugde steel. Ons vrede. Dit kom steel die dankbaarheid wat in ons harte is. En uiteindelik steel dit selfs ons moed om dit te doen waarvoor God ons geroep het. Vergelyking laat jou voortdurend voel dat jy nie goed genoeg is nie, dat jy agter is. Maar God vra jou nooit om iemand anders se wedloop te hardloop nie. Hy vra jou net om getrou te wees in jou eie wedloop. Dit laat my weer eens dink aan die gelykenis van Jesus in Lukas 19. Hy sê dis 'n man wat op reis gegaan het. Maar voordat hy weggegaan het, roep hy sy diensknegte nader en hy vertrou aan elkeen van hulle 'n bedrag geld toe. Hy gee vir hulle iets om mee te werk terwyl hy weg is. Ons sal later hierdie week weer meer oor hierdie verhaal gesels. Maar vandag wil ek hê ons moet net by hierdie een waarheid stil staan. Die eienaar het nie sy tyd spandeer om die diensknegte met mekaar te vergelyk nie. Hy het elkeen persoonlik vertrou. En net so kyk God vandag na my en jou. Hy vergelyk jou nie met iemand anderste nie. Hy kyk na die lewe wat hy aan jou toe vertrou het. En dalk is dit presies waar ons vrede begin. Wanneer ons ophou vra, hoekom het hulle dit? En ons eerder begin vra, Here, wat wil U hê moet ek doen met dit wat U aan my gegee het? Dit is die vraag wat vergelyking stil maak. Kom ons bid saam. Here, wat 'n voorreg om te glo dat U ons elkeen spesiaal gemaak het en aan elkeen van ons iets toevertrou. Mag ons hierdie dag maar net weer eens ons oë op U hou en die lewe waartoe U ons roep. Mag ons ophou om onsself te vergelyk met mense rondom ons. En dit kom vra ek in Jesus se wonderlike naam. Amen. Nou mag elkeen van julle die oorvloedige goedheid en vreugde van die Here ervaar, terwyl jy ophou vergelyk en met dankbaarheid begin leef uit dit wat God reeds aan jou toevertrou het, terwyl hy besig is om iets moois deur jou lewe te herskep.